hoe om te connect met jou Embark Elixir. Linkerhand, vat jou Elixir, hou hom in jou hand, kyk na sy naam, sê sy naam. Soos wat jy hom vashou, bring hom na jou hart toe, vat die woord, die naam van die Elixir, en kyk, wanneer jy die naam in jou kop sê of hardop, wat beteken daai naam vir jou? Wat doen daai naam vir jou? Wat bring dit in jou uit? Wat trigger dit in jou, wanneer jy daai naam van die Elixir sê? Linkerhand, rol die Elixir aan, vryf 2 hande teen mekaar, maak 'n bakkie, asem diep in, uit, 4 keer. As jy kan, hou vir 4 tellings en asem dan uit. Hoe meer jy op jou asemhaling fokus, hoe beter is dit vir jou om jou limbiese stelsel en kalmte te bewerkstellig. Soos wat jy jou Elixir ruik hoe hy ruik, hy gaan na jou brein toe gaan, hy gaan outomaties vir jou ondersteun. Hy gaan jou aandag aftrek van wat buite aangaan en hy gaan jou leer om te connect met jou liggaam en om te connect met jouself. Want wanneer ek geskatter is en ek is buite en ek kan nie connect nie, dan kan ek nie fokus nie, dan kan ek nie hoesa nie en dan kan ek nie CTFD nie. Soos wat ek my Elixir inasem, dink ek aan die woord, ek ruik die Elixir, ek connect met my liggaam, met my asemhaling, en ek voel, ek ervaar, wat gebeur in my lyf? Voel ek 'n pyn hier, dink ek aan iets hier, gebeur dit, vat dit my terug na 'n gedagte toe, wat gebeur in my liggaam? Want baie min van ons is geconnect met ons liggame. Baie van ons word nie geleer hoe om te connect nie. So hierdie is 'n baie belangrike konneksiepunt. En soos wat jy jou Elixir snyf en inhaleer en jy kan dit kort doen, so bly jy jouself emosioneel kalmeer en emosioneel reguleer. So leer dit vir jou kinders van kleins af. En as jy nou 'n kind het wat besig is om te swat vir eksamen, of jou kind kry 'n gemoedstoestand in die klas, of jou kind se gemoed kan nie meer nie, of die spoons is klaar, of daar's 'n oomblik van oorweldigheid of overwhelm, leer jou kind, sit sy rollertjie in die pennesakkie, myne sin is in die pennesakkie, leer hulle hoef nie hardop te snyf en 'n hele performance te hê nie, hulle kan net baie subtiel in die klas sit, en net lekker diep asemhaal. Ja, dit is 'n olie, dit is olierig. Onthou, ek gaan groot met my olies, maar jy kan letterlik 1 snyfie doen in hulle linkerhandjie en hulle kan diep asemhaal. Soos wat hulle studeer, gee vir hulle 'n lekker spasie, sit 'n mistmasjienkie vir hulle aan, sit 'n white noise masjienkie vir hulle aan, gee vir hulle water. Ons gaan praat oor die brein en hidrasie en hoe ek kan studeer en endurance en sout en ons gaan al daai geselsies sê. En sê dan vir jou kind, soos wat jy swat, kan jy Embark nommer 1, Achieve of Advance, jy kan nommer 23, jy kan nommer 29, jy kan nommer 7, jy kan nommer 14, daar's 'n baie oulike Touching Brains trio, wat ek vir julle gebou het. Alles vir konsentrasie, fokus en breinwelstand. So dan sit jy jou Embark elixirtjies daar by die boeke neer, en soos wat jou jong mensie nou besig is om te swat, sê jy vir hulle, die minuut as jou gedagtes dwaal, of jy voel jy kan nou nie meer nie, of jy raak op jou senuwees, of jy kan nie konsentreer nie, of dit raak te veel, vat hy nou net 'n oomblik, en jy weet jy wat, as jy 'n manlike nasaad gebaar het, gaan hy elke 5 minute snyf, want hulle kan nie lank konsentreer nie, en dan leer jy hulle net, lekker asemhaal, doen jou asemhaling, jou 4 breaths, sit net weer die brein in en dan gaan jy aan. Ek het dit nou self gesien in die fabriek met die manlikes wat hier werk, dit werk soos 'n bom. Jy kan byvoorbeeld al hierdie Embark elixirs by my bestel in konsentraatvorm en dan kan jy dit in die mistmasjienkie of in die swish masjienkie vir hulle sit, ook hier waar hulle besig is om te leer, sodat hulle dit kan ruik, sodat hulle kan konsentreer. So hierdie is 'n baie oulike tip om vir julle te sê, dat selfs al gebruik jou kind Ritalin of Concerta of Vyvanse of enige van daai medikasies, selfs al gee jy vir jou kind aanvulling, soos ashwagandha of lion's mane of Sami of enige van daai pilletjies, quatrefolik, ons drink al daai,
is jou Embark Elixir 'n wonderlike plus om saam te gebruik, want hier het ek nou vir julle gewys, soos wat ek snyf, kalmeer ek die rooi brein, reguleer ek die oranje brein, en ek studeer met my groen brein. So daai groen brein is clarity, daai groen brein is nugtere denke, daai groen brein is kognitiewe denke, daai groen brein is ek wil verstaan. So as ek gespanne is, en ek gaan skryf eksamen, dan gaan ek 'n blank slaan, van die inspanning en die spanning om die eksamen te gaan skryf is te veel. En dis hoekom ons hulle van jongs af moet leer om te cope onder druk, om te cope onder stres. Ons kan nou poep teen donder weer hierso julle, en ons kan nou aangaan oor die skoolsisteem is nie reg nie, en hulle sit te veel druk op die kinders. Ek verstaan dit, maar ons is waar ons is, en ons moet hierdie marathon met hulle voltooi. En ons kan nou vir ons kinders die tools gee, en ons kan hulle leer, en ons kan hulle ondersteun, en ons kan hulle help, deur hierdie goed te doen. Aldila, hoe help ek my kind? Jy help jou kind, deur jouself te help. Dis die beste manier wat ek gevind het, 'n opvoeding met my maakes werk. Jy is die Statue of Liberty, jy is die voorbeeld, jy skyn die lig, jy gebruik jou Embarks, jy maak tyd vir self-care, jy asem diep in, jy CTFD, jy hoesa, jy drink jou Celtic Stout, jy is die voorbeeld, jy is geregulate, jy replenish jou spoons, en soos wat jy dit doen, gaan jou kind jou naderhand begin naboots en mimiek. Hulle doen nie wat ons sê nie, hulle doen wat ons doen. En die beste opvoeding wat jy ooit vir jou kind kan gee, is om die voorbeeld te leef, te wees, om endurance en die Statue of Liberty vir daai kind te wys. Dit is wat ek gevind het in hierdie laaste paar maande. Die beste gewerk het met my en met my maakes. En ja, en om nie bang te wees om te vra vir hulp nie. Julle weet, ek en my ma is al deur diep waters, en sy is 'n Statue of Liberty. So ek het na haar toe gegaan in die laaste 4 maande met al die dinge wat gebeur het, en ek het vir haar gesê, jou kleinkind het jou nodig, ek het by jou gebly van 12 jaar af, hy kom kantoor toe, hy gaan sy huiswerk daar by jou kom doen, jy is 'n Statue of Liberty, jy kan moed en praat, jy kan reguleer, jy is 'n vrou van, wat is daai woord, veerkragtigheid, jy hou van skedules, jy hou van prioriteite, my lewe is een groot gemaal van chaos die hele tyd, ek gee vir Marcus vir jou, ek sal my pa vat, dis reg, en dan is jy die Statue of Liberty vir Marcus, en ek sal die Statue of Liberty hierdie kant wees vir die wat my nodig het. En nou snyf ons die bult uit. Ons skyt nie met die bult uit nie, ons snyf nou die bult uit. So ek hoop hierdie video gaan julle help, dit gaan oor die konneksie, dit gaan oor om te connect met jou Elixir, luister Chariots of Fire, speel vir julle kinders baie musiek, speel vir hulle musiek van viole, speel vir hulle daai sexy 2 ouens, the 2 cellos, Hauser, speel vir hulle klassieke musiek, speel vir hulle Mozart, speel vir hulle hoë frekwensie musiek, speel vir hulle musiek om hulle brein stil te maak. Leer hulle die tegniek wat ek julle geleer het in Embark nommer 21 Hero. Help hulle om te reguleer, doen dit saam met hulle. Screen mirror my televisie toe, laat hulle oefen. En dan gaan ek julle nou wys, hoe kan jy hulle help, as hulle jou gaan toelaat om aan hulle te vat en om aan hulle te werk, hoe jy hulle lyfies kan reguleer. Veral die oggend voor die eksamen, veral die aand voor die eksamen, voor hulle gaan leer, of voor 'n redenaarskompetisie, of voor die konsert, of voor die Eisteddford. Hoe help ek my kindjie om te reguleer en om te endure en om die inspanning te kan hanteer?